Goeiemôre vriende. Wat 'n wonderlike voorreg vir my om vanoggend saam met u te kan wees in u huise, saam met u familie, sommer daar waar jy miskien nog op jou bed lê, op jou selfoon. En baie dankie dat ek en jy vanoggend tyd kan saam spandeer. Maar die belangrikste van alles dat ons vanoggend saam met die Heilige Gees hier by mekaar kan wees en saam met hom tyd spandeer. Die tema van vanoggend is jy anders as die COVID menigte? Met ander woorde, vriende, hoe tree ek en jy op in hierdie tyd? En wie is ons? Wat help vir ons in 'n tyd soos hierdie? Ek wil sommer eers vir u so laat sit waar hy is en dan kyk u na hierdie pragtige lied om u sommer in te stel op die diens en net daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen.
Here, baie dankie dat ons dit so ver gemaak het. Hierdie is die laaste dag van Januarie 2021 en ons het nie gedink Januarie is alweer verby nie. Here, en so het ons land ongelooflike goeie reën gekry. So het U vir ons kom wys dat U nog steeds in beheer is van die natuur van ons lewens, van hierdie wêreld, al voel dit vir ons so radikaal de mekaar. Here, dankie dat ons in hierdie oggend met soveel blydskap oor 'n klomp goed na U toe kan kom. Dankie Here dat ons nog mag leef. Dankie dat ons in hierdie tyd, dat U ons harte op 'n nuwe manier kom laat klop en laat vorm het vir mense om ons. Dankie dat ons kan bewus wees van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in 'n wêreld waarin ons leef. En waar ons getuies moet wees en waar ons vir ander mense dit 'n beter plek kan maak. Dankie Here dat ons hierdie oggend so saam kan wees. Here, ons bid ook vir gebiede in ons land wat nog onder geweldige droogte ly, Here. Ons bid vir mense in hierdie tyd wat swaar kry, wat hulle werk verloor het. Ons bid vir groot bedrywe wat toestaan. Ons bid asseblief, Here, dat U vir ons genoeg inentingsstowwe vir ons land sal gee, maar dat ons verby hierdie COVID-pandemie kan kom. Here, en dat ons op 'n nuwe manier, op 'n nuwe normaal sal aangaan met ons lewens en sal sê, maar die Here het ons ook deur hierdie woestyntyd gelei. Kom Here, openbaar die woord vanoggend aan ons en dankie dat ons so kan stil en saam met U wees. Amen. Vriende, op 25 Januarie 1981 reën dit geweldig baie in die opvangsgebied van die rivier wat deur Laingsburg vloei. En is daar 'n vloed deur die hele Laingsburg, bekend as die Laingsburgvloed. Omtrent 100 mense sterf. So sê hulle is daar omtrent 72 mense nooit gevind nie. En dit is nou 40 jaar later en in hierdie afgelope week of 2 het ons baie mense in die koerante hoor praat en oor die radio hoor praat en wat nog steeds begin huil het na 40 jaar. Wat met ander woorde aan wat hulle noem 'n post-traumatic stress disorder is, 'n PTSD wat daarmee sukkel. Wat nog die klanke kan hoor, wat nog die geliefdes wat weg is, nog kan soek hier in hulle binneste. Vriende, verder kyk ons dat in Duitsland mag niemand oor die Holocaust praat of regtig oor die Tweede Wêreldoorlog praat nie. Dis amper asof dit vir hulle te groot en te skokkend is. Die vraag is, hoe lank gaan ons nog praat oor COVID-19? En vriende, hoeveel mense gaan aan PTSD ly vir selfs 50 jaar nog na die virus? Vir hoe lank gaan ons nog vertel van geliefdes wat dood gegaan het, by wie se laaste sterfbed ons nie eens kon wees nie? Of dat ons nie eens begrafnis kon hou nie? Of dat ons maar net daar voor die dominee en 2 getuies getrou het? Hoe lank gaan ons nog vertel van ons werk wat ons verloor het? Of die radikale verandering in ons dorp? Of die goed wat gebeur het? Vriende, ons is midde in een van die grootste eksterne faktore wat nog ooit 'n invloed op die mensdom uitgevoer het. Kom ek sê dit weer vir u, ons is midde in een van die grootste eksterne faktore wat nog ooit 'n invloed op die mensdom uitgeoefen het. En die vraag vanoggend is, hoe moet ons dit hanteer? En hoe moet ons as gelowiges, want ons is gelowiges wat vanoggend antwoorde soek, hoe moet ons deur hierdie tyd leef? Ag vriende, en ek is regtig oortuig daarvan, daar's mense wat al moeg is vir COVID-19. En daar's ook mense wat selfs al moeg is vir preke soos hierdie. Maar vriende, dit gaan nie help as ons die trauma en die goed wat ons deurgaan wegwens. Of dat ons net een of ander geloofssousie daaroor gaan gooi nie. So ek wil vanoggend begin met u deur vir u te vertel van the Stockdale Paradox. As u nog nooit gehoor het van the Stockdale Paradox,
Johan van Wielich in ons gemeente wat ook baie siek was, het vir my daarvan vertel en gaan vir my die boek gee. Die boek van Jim Collins van From Good to Great. En in die boek vertel hierdie Stockdale persoon dat hy in Vietnam is hy afgeskiet, sy vliegtuig of sy helikopter, en het hy gaan val, en is hy saam met 'n paar ander mense gevangenis geneem. Hy het sy rug ook gebreek en baie seer gemaak, hy het in boeye gesit, en vir maande, selfs jare, was hulle kruisgevangene gewees. Hy sê en so het een na die ander persoon rondom hom, het toe begin of seniel raak, of hulle van hulle kop af raak, of het dood gegaan, of het die stryd verloor. En hy het einduit deurgegaan en hy's vrygelaat. En toe hulle met hom 'n onderhoud het, toe vra hulle vir hom, wat het hierdie ander ouens gedoen? Hy sê toe, hulle het elke jaar het hulle gefokus op hulle verjaardag en gesê, op my verjaardag gaan ek vrygelaat word. Of met die volgende Kersfees gaan ons vry wees. Of met die volgende jaar se begin gaan ons vry wees. Met ander woorde, hulle het gehoop, maar hulle het hulle hoop geplaas op iets wat hulle nie seker was van nie. Toe vra hulle vir hom, en jy, hoe het jy dit gemaak? Hy sê toe, daar was 'n paradoks in hom, en daarom praat hulle van the Stockdale paradox. Hy sê, terwyl hy in boeye gesit het, en op sy boeye gefokus het, terwyl hy swaar gekry het, terwyl hy 'n bitterlik gewig verloor het, terwyl hy geslaan en gemartel is, het hy daai realiteit, het hy aan vasgehou, maar daar was ook 'n ander realiteit vir hom. Hy het geweet, iewers, eendag, sal hy vrygelaat word. En dit is die hoop wat in hom geleef het. En die paradoks is, dat hy nie sy kop in 'n gat gedruk het soos 'n volstruis, vir die omstandighede waardeur hy gegaan het nie. Dat hy dit erken het, en dat dit vir hom baie sleg was. Maar die hele tyd, het hy ook in die hoop vasgehou. Vriende, hoe moet ek en jy dus hoop? En as ek die woord kan gebruik, hoe moet ons sanity behou, terwyl ons deur die krisisse gaan, waardeur ons op hierdie stadium gaan? Ek wil graag vanoggend, vanuit die boek Handelinge 2, wil ek vanoggend op 4 momente fokus. Noem dit 4 goed, wat ons van die Handelinge gemeente kom leer het. 4 dinge, wat vir my en jou, deur hierdie moeilike tyd, gaan help. Die eerste ding wat ek sommer net wil noem, en nadat ons gelees het, gaan ek dieper daarop ingaan, is, die vraag wat ons vir onsself moet vra is, leef jy in hierdie vreemde tyd uit die woord van God? In hierdie COVID-tyd, is jy besig met die woord van God? Is jy besig om jou in te skerp? Is jy besig om in die woord te reis? Is jy besig om dag en nag vir jou daarmee besig te hou en jou te mediteer in die woord? Of is ek en jy ook net soos mense wat sulke versies aanhaal oor Openbaring en een of ander aanhaling gee van die inentingsstowwe en dat dit nou die merk van die dier is en dat dit nou 666 is en allerhande goed wat mense sê oor die woord? Of is ons praat ons ook maar net agter hierdie mense aan? Die tweede ding of moment waarmee ons vanoggend gaan besig hou, die vraag is, waar is my en jou hart vanoggend? Hier binne. Is ons vol pessimisme? Stuur ons vir mekaar in ons WhatsApp groepies al die slegte dinge in Suid-Afrika aan? Is daar geweldige opgekropte woede binne in ons? Is daar selfs haat? Het ons verharde harte vanoggend? Of is ons harte vol deernis vir mense om ons? Is daar begrip in ons harte vir mense rondom ons? Is daar omgee en is daar pyn en seer vir mense wat deur sware tye as ons op hierdie stadium gaan? Die derde vraag of moment vanoggend is waarin ons aan aandag gee, waar is jou oog en jou hand vanoggend?
Want jy sien vriende, jy sien eers ander mense se nood en pyn en hartseer raak. Jy moet dit eers eien, jy moet dit eers raak sien en dan tree jy op. En die vraag is, in hierdie tyd wat verby is oor Desember en verlede jaar, het ons gedeel en het ons gegee. En dan die vierde moment waarmee ons vanoggend ons self besig hou, is die vraag, was die Heilige Gees elke dag saam met ons gewees? Vriende, is die Heilige Gees vir jou as 'n gelowige, ongeag wat 'n denominasie jy volgend is hy net vir jou een of ander events God? Of 'n gees van events en van ekstase? Is hy net in mense se lewens, daar waar hulle omval, en daar waar hulle aan die lag gaan, of op mekaar se rug spring, of daar waar mense praise en worship doen, of daar waar mense in 'n groep by mekaar kom, is dit al waar die Heilige Gees is? Met ander woorde het ons die Heilige Gees toegemaak en vasgemaak in ons koffieshops en in ons kerke en daar waar ons aanbidding doen. Of het ek en jy in die afgelope jare wat verby is en in hierdie Desember en hierdie afgelope Januarie het ons elke dag met die Heilige Gees gewandel, met hom vertroos, met hom kospakkies uitgedeel, met hom mense bygestaan, of was hy net vir ons 'n events, Heilige Gees? Vriende, die Heilige Gees is nie met respek gesê 'n events coördinator nie. Hy's nie iemand wat net opdag as ons emosievol en emosiebelaai of gehipnotiseer word in groot dienste nie. Hy's nie net daar om vir ons te bewys en 'n teken te gee dat hy nou hier is wanneer mense allerhande snaakse goed doen nie. Nee, vriende, die Heilige Gees is uitgestort om saam met ons hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Die Heilige Gees is uitgestort vir al in 'n tyd soos hierdie COVID-19 om saam met gelowiges, waar ons ook al bly, in 'n ou klein dorpie of in 'n groot stad, dat ons hoop sal bring en dat ons sal glimlag agter die maskers en mense liefde en omgee in ons oë sal sien. Maar ek nooi jy uit om vanoggend saam met my te gaan lees van hierdie momente en ons gaan met mekaar saam lees. Die eerste gedeelte wat ek net eers vinnig vir u wil lees, Handelinge 1 vers 8, waar daar staan, maar julle sal krag ontvang. Dis die belofte vir ons, vriende, vir ons ook vanoggend. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En wat beteken dit dan? Gaan ons dit daar staan en daar sit en praat in tale en net elke keer as ons daar by mekaar kom die Heilige Gees beleef, of gaan ons maak wat Johannes 1 vers 8 sê? Wat sê hy verder? En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ook in die Parel, ook in Suid-Afrika in 2021 te midde van 'n baie dodelike virus, sal julle my getuies wees. En dit is wat dit beteken, vriende, om die Heilige Gees te ontvang het. Ons lees vanoggend verder in Handelinge 2 vers 14 tot 20 wil ek graag vir julle lees. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog net 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en op my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke.
Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. En dan verder vriende, Handelinge 2 vers 37 tot 47 sê hy die volgende: By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: Wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle: Bekeer julle en laat julle elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Vers 40, met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: Laat julle red tussen hierdie onaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels, ek kom terug hiernatoe, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Vriende, waar begin alles? Dit begin met die opdrag in Handelinge 1 vers 8. Dit is ons opdrag. Ons het reeds die krag ontvang. En ons is Christus se getuies in hierdie wêreld deur die krag van die Heilige Gees. Die kerk het die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Dit beloof Christus vir ons net voordat hy opvaar na die hemel toe. Maar wat doen so baie gelowiges en Christene? Vriende, ons doen maar wat die persoon wat reeds oorlede is, Louis Malherbe, gesê het. Hy het gesê, ons is die kunsmis vir die wingerde. Ons is die kunsmis vir die landerye. Hy sê, maar dan kom sit ons elke Sondag by mekaar in die kerk en dan sommige tye maak ons nog die vensters ook toe en sy woorde, dan vrot ons lekker saam. Vriende, dis nie waarvoor gelowiges gemaak is nie. Ja, dis die wonderlikste ding om in kerke Sondag by mekaar te kom en hoe mis ons dit nie op hierdie stadium nie. Maar vriende, ons is meer as dit. Ons moet elke dag getuies wees. Ons moet daar waar die Heilige Gees ons neem, moet ons dien en moet ons omgee. Baie interessant, vriende, nadat hierdie 3000 mense tot geloof gekom het, was daar geen beplanning of 'n strategiese beplanningssessie nie. Nee, vriende, daar was nie 'n Petrus wat gesê het, nou moet ons 'n komitee stig of nou moet die leiers dit doen nie. Nee, vriende, hulle het net gesê en net gaan help en net gaan getuig in 'n stikkende wêreld. Jesus sê in hierdie oneindige onsekerheid, sê hy vir sy kerk, ek praat van die eerste kerk, dat hy weggaan. Hy sê vir hulle en hulle sit en kyk vir mekaar en sê, wat moet ons nou doen? Moet ons begin leierskap uitsoek? Wat is 'n strategiese sessie moet ons doen? Nee, vriende, hulle doen niks. Want hulle wag op die uitstorting van die Heilige Gees. Dan word die Heilige Gees uitgestort. En wat gebeur dan, vriende? Vers 42 sê vir ons die volgende: hulle het met eens op die woord van God gefokus. Wat staan daar in vers 42? Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Op die leer van die apostels. Liewe vriend, ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. Hoe gaan dit vanoggend met jou geestelike lewe? Leef jy vanoggend en vandag en elke dag fisies uit die woord van God uit? Of het jy met respek gesê net so 'n koringkorrel rakkie waar jy in die oggend 'n vinnige Bybelversie uittrek, of kry jy vinnige Bybelversie op een of ander app of op Facebook? Of is jy besig met die woord van God? Vriende, ek het 'n getuienis om te lewer, maar ek sê dit nie omdat ek daarop trots is nie, ek is eintlik daarop skaam.
dat ek het van verlede jaar so November se kant af, het ek seker so vir 2 maande, ek het gaan visvang en vakansie gehou, en het ek my nie ingegrawe, en was ek nie elke dag besig met die woord van die Here nie. En so in begin Januarie, hier na die 10de se kant toe, het ek daagliks, weer my daaglikse stilte tyd, en die Bybel weer van voor af begin deurlees, en wat 'n ongelooflike journey. Hoe het ek anders na God gekyk, vanuit hierdie COVID-19 situasie? Hoe het ek anders na die volk gekyk, wat deur 'n droë woestyn moes getrek het? Hoe het ek anders gekyk, dat God hulle op die ou end by die land Kanaan uitgebring het? En kon ek weer in myself berusting vind, en het daar 'n ongelooflike rus en vrede, en sin weer in my lewe na vore getree. Vriende, daar's geen resep of handboek vir Petrus hulle nie, maar waar die Heilige Gees uitgestort word, daar leef mense uit die woord van God. Ek wil dit weer vir u sê, as jy die Heilige Gees in jou het, en hy leef elke dag saam met jou, sal hy jou oortuig, dat jy 'n ongelooflike dors en 'n smag na die woord van God het. So sê die woord vir ons, die woord, vriende, is in hierdie donker tye, is dit die lamp van jou voet, en is die lig vir jou pad. As jy voel, alles het om jou donker geraak, as 'n land of 'n kerk of 'n skool voel, alles het donker geraak, vriende, is dit nie miskien omdat ons nie meer ingrawe, en elke dag vanuit die woord van God leef nie. Wat besê Psalm 1 vir ons? Iemand wat dag en nag die woord bepeins en daarin leef. Vriende, so 'n persoon is soos 'n boom wat by groen waterstrome geplant is, en wat op sy tyd die mooiste vrugte sal dra. Vriende, dit is skokkend hoe min gelowiges en Christene tyd met die woord spandeer. Dit is skokkend om te sien hoe min mense met hulle Bybel enigstens omgang het, en met hulle Bybel werk. En dis nie verniet nie, dat Christene en gelowiges agter Facebook en agter sekere mense aanpraat, oor goed soos Openbaring, en goed soos die enstowwe, en dat dit nou die merk van die dier is, en allerhande sinlose goed daaroor verkondig. Vriende, wat sê Petrus in Johannes 6? Gaan lees dit. Nadat almal Jesus verlaat het, sy eie disippels ook, vra Jesus vir hulle, Petrus, wil julle my nie ook verlaat nie? En wat sê Petrus dan vir hom? Hy sê nie vir hom, Here, U is die God wat wonderdade doen nie. Hy sê nie vir hom, Here, U is die wonderlikste liefdevolle God. Hy sê vir hom een ding. Hy sê, Here, U is die woorde wat lewe gee. Here, as ons nie by U is nie, waarheen sal ons gaan? Vriende, hierdie woord wat vir ons lewe gee, en die Christus en sy liefde, kry jy wanneer jy stil raak met die woord. Vriende, die tweede moment waarna ons vanoggend gaan kyk, en wat ons lees uit Handelinge 2, vers 42. Die eerste moment was, hulle het hulle hartig toegelê op die leer van die apostels, en dan die onderlinge verbondenheid. Die onderlinge verbondenheid. Met ander woorde, vriende, hierdie gemeente se harte het verander. Die liefde van Jesus het skielik losgebreek in die kerk. Kom ons vra vir mekaar vanoggend, wat is die groot verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament? U sal met my saamstem dat die Ou Testament het nie vir Christus ingegaan nie. Dat die Nuwe Testament vertel vir ons van Jesus se koms na die aarde, en dan die kerk van die Here Jesus daarna. En wat is die groot verskil ook tussen die leer van die Ou Testament en die Nuwe Testament? U sal tog ook my saamstem, vriende, dat die Nuwe Testament baie meer fokus op naaste liefde en omgee en die gebondenheid van mense se harte as die Ou Testament. Ons lees die hele Nuwe Testament daarvan. Johannes 15, waar Jesus sê, dis my opdrag, julle moet mekaar lief hê. En dan gaan hy verder dat hy sê, maar so lief soos wat die Vader my het, so lief het ek ook vir julle. En dan sê hy, ons moet in dieselfde liefde mekaar ook gaan lief hê.
Johannes 13, 1 Korintiërs 13, 1 Johannes 4 vers 12, die hele 1 Johannes 4 wat praat oor die liefde van Christus Jesus, wat ons moet uitstort na ons naaste toe en mense om ons. Vriende, as jy vanoggend die Heilige Gees in jou hart het, en as jy die woord bepeins, en elke dag uit die woord uit leef, kan jy nie anders as om 'n hartsverandering, as om 'n verbondenheid vir mense om jou te beleef nie. So vertel Viktor Frankl, die psigiater sielkundige wat in een van die konsentrasiekampe was in die Tweede Wêreldoorlog. Hy sê, so het hy agtergekom dat die sop en die brood in die aand vir die mense wat hulle geëet het te min was. Mense was honger en het skielik het al hoe meer begin agteruit gaan. Hy sê wat hy toe begin doen het, hy het sy broodjie halveer en sy kos halveer en dit vir iemand langs hom gegee wat honger was. So het hy mense, het hy beraad in terapie en het hy in 'n hoekie gesit daar waar dit nie te koud was nie en mense in rye na hom toe gekom, het hulle gehelp om hierdeur te kom. En Frankl het gesê, vriende, dat sy hart was in gebondenheid met hierdie mense, maar in die manier hoe hy hulle gedra het en vir hulle dit draagliker gemaak het, het dit vir hom ook baie draagliker geword. Vriende, fokus ons op hierdie dag net op ons eie pyn, net op ons eie ongemak en op ons eie verlies. Of vriende, verstaan ons, daar's mense wat vanoggend nie sonder jou en jou hulp kan oorleef nie. Vriende, is ons net besig met ons eie gesinnetjies se veiligheid en dat ons tog net nie korona opdoen nie en dat ons tog net COVID vry kan gaan, of is ons besig om uit te leef na die gemeenskap en dit 'n beter plek te maak? Vriende, die Heilige Gees se uitstorting is nie net 'n event nie. Nee, dis 'n lewenswyse. Die laaste moment waarna ek in hierdie oggend wil gaan kyk, is Handelinge 42, Handelinge 2, vriende, hier vers 45. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Vriende, wat het hulle gedoen? Die Gees laat jou anders kyk en ander mense raak sien en verander dan nie net jou hart nie, maar ook jou hande. O vriende, ons leef in 2021, maar baie mense lewe net vir hulle self en hulle dink ook net aan hulle self. Ons kan sien wêreldwyd, vriende, hoekom het die kerk in die eerste eeu so ongelooflike groei? Want daar was 'n groot griep gewees, amper soos ons COVID-19, maar dit was hoogs aansteeklik gewees. En dan het mense in hulle huise gelê en was hulle besig om dood te gaan en het hulle dood gegaan. En die kerk van daai tyd, geïnspireer deur die Heilige Gees, gelowiges, het van huis tot huis te gaan en mense versorg en hulle gehelp om te lewe, hoewel hulle self die siekte kon opdoen en baie van hulle het dit opgedoen. Vriende, wêreldwyd sien ons hoe mense in 2021 laar trek en net vir hulle self sorg. Ek herinner u aan 'n paar wêreldleiers en wêreldgebeurtenisse. Brexit. Ons het nie meer die res van Europa nodig nie. America first. Mure wat om Amerika gebou word. Rykes en ryk lande wat tog net sorg dat hulle ingeënt kan word. Vriende, en gee nie om regtig oor die res van die wêreld nie. Daar's kerke wat in hierdie tyd net vir hulself sorg. Daar's organisasies wat net vir hulle self leef. Vriende, as die Gees vanoggend in jou leef en as jy sy woord bestudeer en jou hart het hier binne verander, kan jy nie anders as om ook te kyk en te help daar waar ander mense nood beleef nie. Ek wil afsluit. Die eerste gemeente, vriende, het nie 'n handleiding gehad en was nie humaniste gewees nie. Nee, hulle gee en hulle versorg omdat die Gees hulle laat anders kyk het na mense. Vriende, alles wat ek en jy het vanoggend, alles wat ons bymekaar gemaak het, alles wat ons verdien, alles wie ons is net genade. Deel hierdie genade uit aan ander mense.
Vriende, en kom ons druk nie in die lewensrye in nie. Kom ons stamp nie mense weg vir inentings nie. Kom ons druk nie in nie, maar kom ons laat leef rondom ons. Die Gees maak dat ons weggee, uitdeel en harder werk om nog weg te gee en om nog meer vir ander mense te sorg. Vriende, hoe gaan ons 'n verskil deur die Heilige Gees in hierdie wêreld, in hierdie 2021, oral waar ons gaan, hoe gaan ons verskil maak? Ons gaan onsself ingrawe in die woord, elke dag daaruit leef. Dit gaan deel van ons kosbare daaglikse roetine word. Ons gaan dan daarom hartsveranderinge rondom mense ondergaan en nog meer as die afgelope tyd. En dan gaan ons anders kyk en anders doen en mense ophelp en mense versorg waar ons kan. Mag die Here vir ons anders maak tussen hierdie COVID-menigte. Amen. Vriende, kom ons sit so, dan luister ons om hierdie diens af te sluit na hierdie pragtige lied wat ek vir u gaan speel. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm desperate for you. Cry out to him. I'm desperate for you. Cry out to him.
desperate for. Vriende, die Here is elke dag saam met my en jou. Onthou, ons is die sout vir die aarde en ons is die lig vir hierdie wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Amen.